Aaron Lou vir ons daarvoor gaan bring. Dis twee kinders wat ons gaan insien vanmorgen en ek is nogal excited daaroor. Het is altyd lekker om babetjies aan die Here toe te waai. So ons gaan vra dat hulle vir klein Aaron sal bring en ook vir Iliana sal bring. Hey. Dis dan maar lekker. Wil jy nie ook so sorgloos en bekommerloos en sonder probleme, is dit nie beautiful? Ons gaan hulle twee insien vanmorgen. En dis vanmorgen so groot voorrecht. Ek dink sit hom eerste hier in my arm. Ons gaan hom eerste insien vir klein Aaron. Kan so kind sonde nie. Doop nie, moet ons op insien. En dis vanmorgen so belangrijk. So kom ons gaan ons handen uitsteek na hulle toe en dan gaan ons om vanmorgen insien. Vader, so baie dankie dat die klein Aaron Lou na u toe kan bring. So dankie dat ek weet, Here, dat u hom lief het. En so dankie dat ons weet, Here, u goedheid en die genade is oor hom. Here, ek wil vanmorgen bid en ek wil vraag, Here, dat die sy paai gelijk sal maak, om sal toemaak met die kostbare bloedliefde en die genade. Here, ek wil bid in hierdie oomblik, Here, dat u hom sal vat en hom sal beskerm, al die dae van sy lewe. Here, en ek wil ook Deuteronomium 28 oor hom uitspreek, wat sê, geseend sal hy wees in die stad, geseend sal hy wees in die veld, geseend is die werk van sy hande, sy eiendom en al sy geld. Geseend sal hy wees as hy uitgaan, geseend sal hy wees as hy ingaan, net waar hy gaan, sal hy geken word as 'n geseende van die Here. En soos wat ek hom vir sy pa teruggee, wil ek bid en vra, Here, dat u ook hierdie twee ouers sal vat en hulle sal toemaak met die kostbare bloed. Here, daar is 'n groot verantwoordelikheid wat op hulle rus. En Here, ons dankie dat u reeds die werk doen vir hulle vanmorgen in Jesus naam. Here, soos wat ek vir klein Iliana vat vandag, Here, wil ek bid en vra, Here, dat u haar sal vat en haar sal toemaak. Dankie dat ons weet, Here, u goedheid en die guns is reeds op haar. Here, het is vanmorgen so lekker om so klein dingetjie te kan vasthou en net te kan sê, dis 'n geskenk van God. Here, maar ons wil haar teruggee vir u vanmorgen, en ons wil sê, Here, dat u haar sal vat en haar paai gelijk sal maak, haar altyd sal beskerm en vir haar God van naby sal wees. Here, en ek wil vanmorgen Deuteronomium 28 oor haar ook afbid, wat sê, geseend sal sy wees in die stad, geseend sal sy wees in die veld, geseend is die werk van haar hande, haar eiendom en al haar geld, geseend sal sy wees as sy uitgaan, geseend sal sy wees as sy ingaan, net waar sy gaan, sal sy geken word as 'n geseende van die Here. En soos ek daar vir haar ouers teruggee, Here, ek vanmorgen vir hulle twee bid. En ek wil vra, Here, bind hulle met 'n band van liefde, en Here, dat hulle altyd weer die genade sal ervaar in hulle lewens. Vou hulle vanmorgen toe, Here, is my gebed in die kostbare naam van Jesus Christus. En ek dank je daarvoor. Amen en amen. Maar ek gaan ek hier het hoor. Ons het Bybel sê dat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle, want ons sulkes hoort die koninkryk van God. Amen. Kom ons sing nog net daai laaste stukkie weer, asseblief, wat ons nou gesing het.
ons sal hom loof, ons sal hom eer, ons sal hom verheerlik. Ek kan die sitplek neem. As die Bybel saamgebring het, dan sal jy weet, ons staan op die vooraande van Pinkster. Ek kan nie wag vir môre aand nie, ek sien geweldig uit daarna. Maar ek wil vandag so inleiding begin doen oor Pinkster. Ek wil vanmôre met jou gesels rondom iets wat gebeur het, maar ook weer gaan gebeur. Handelinge 2 vers 1 sê, en toe die dag van Pinkster aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik in die hemel geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die huis gevul waarin hulle gesit het. Toe is die hulle gesien soos van vuur, so tonge soos van vuur, wat het self verdeel het, en op elke een gaan sit het. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om te spreek. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg, om vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, het gaan nie vanmôre oor ons nie, maar het gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmôre bid, o Gees van God, dat alle verstand bowe gaan, dat U vanmôre sal inkom, en ons harte sal aanraak. Here, kom vir ons toe, met die liefde en die genade. Ons weet nie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Die volk van die Here sê, Amen. Ons het vanmôre 'n liedjie gesing, en ek het nie na die setlist gekyk hierdie week nie, maar ons het gesing, Set a fire down in my heart. En die oomblik toe ons het begin sing, te weet ek dat God het gisterand met my gepraat vir 'n rede. En as daar vanmôre 'n tema sal wees vir hierdie preek, sal dit wees, die kerk het die vuur nodig. Jy sien iets in my begin pla dat die Bybel praat en sê dat die kerk het koud geword. En hoe sê dit? Hy sê dit baie maklik. Hy sê dit met die woorde, was jy maar warm of was jy maar koud, maar omdat jy lauw is. En dadelik toe ek lees, toe begin daar iets in my hart op te kom, wat vanmôre 'n vraag begin vra, en wat vanmôre wil uitroep, het ons genoeg vuur vanmôre? Jy sien, ek is iemand wat nogal lief is vir braai, en ek weet daar's baie ons wat nie braai soos ek braai nie, maar ek weet ook daar's manne wat braai, hulle sit vuur op, en dan sit hout op, en dan steek hulle dit aan die brand, en dan los hulle omdat hy amper heeltemal uitbrand, en dan gooi hulle weer hout op, en dan praat hulle verder, en dan kyk hulle verder, en dan nie lang daarna nie, dan voel dit, hulle net as jy dink, nou vir ons braai, dan gooi hulle nog 'n sakkie hout op, jy weet daai gevoel van, en dadelik terwyl ek gisterand hieraan gaan sit en dink, toe dink ek by myself, is dit nie baie maal wat in ons geestelike lewens gebeur nie. Ons kom tot op 'n sekere punt toe, en dan net so voel ons ek weet nie of ons hierdie gaan maak nie, en ons weet nie of ons alles gaan reg kry nie, dan gooi ons nog so 'n bietjie hout op, dan probeer ons dit, maar net weer 'n bietjie aan die gang te kry, vir die volgende episode, of die volgende tyd, wat voorlê. En dadelik begin die Here met my te praat oor, is die kerk nog warm genoeg? Is daar nog vanmôre genoeg vuur binne in die kerk? Nou, ek wil vanmôre met jou so 'n bietjie daaroor praat, want dit het my geweldig begin pla, dat ons kerk is besig om te verkoel. Nou kan jy sê, pastoor, praat van jouself. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek wil jou 'n vraag vra. Toe jy vanmôre kerk toe kom, was die vraag in jou, was jou hart nog brandend gewees? Het jy gesê, ek kan nie wag om daar te kom nie, want ek weet, God het 'n afspraak met my vanmôre. Ek weet nie van jou vanmôre nie, maar terwyl ek vanmôre op pad is kerk toe begin daar 'n excitement binne in my gees op te bou, want ek weet, God wil vanmôre met ons praat. Nou kom ons gaan kyk gou hierna. Dis snaaks dat God in 'n brandende bos aan Moses verskyn het. Dis snaaks dat God
met hom begin pratend uit die brandende bos uit. En dadelik toe ek hierdie gedeelte lees, toe sê die Here vir my, ek wil hê jy moet vanmôre hoor, want vuur bring vanmôre dat ek jou aandag trek. Dis snaaks en ek wil hê dit hoor, as ons 'n vuur maak ernstig, is ons geneig om wat te doen? Nie met ons nie weg te staan vir die vuur, of weg te sit vir die vuur, dit kan warm wees. Dan sit ons partykeer na die vuur toe en kyk, met 'n glas koeldrank in die hand, want dit is so lekker by die vuur. Daar's net iets aan hierdie vuur wat dit anders maak. Nou wil vanmôre vir jou sê, wanneer God se krag, wanneer die Heilige Gees gaan binnekom, gaan dit wees soos hierdie vuur. Dit gaan aandag trek, dit gaan mense laat sit en vra, wat kan ek doen om dit te kry, wat hierdie mense het, wat ek nie het nie. En dadelik toe jy gaan sit en dink ek, maar ons is mos 'n Pinksterkerk. So wat beteken dit vanmôre? Ons glo in die uitstorting van die Heilige Gees. Ons glo in die koming van die Heilige Gees. Ons glo dat God is 'n waarmaker van sy woord. In die oomblik toe ek hieraan gaan sit en dink, toe begin ek te bid en ek vra, Here, verander my vanmôre van net 'n hoorder na iemand wat ervaar. Sien, is maklik om te hoor vanmôre. Is maklik om baie keer te staan en te kyk en te sê, wel, ek hoor die woord van God en is ja, dis nice en wat ook al. Maar dis nie vanmôre waarna toe ek wil gaan nie. Ek wil vanmôre nie 'n toeskouer word van die woord van God nie, maar ek wil vanmôre iemand wees wat by God gaan uitkom. Kan julle vir my asseblief hierdie monitor afsit? Ek het gaan sit en ek het hieroor gedink en ek het die Here gevra, Here, verander my vanmôre, dat ek nie vanmôre 'n hoorder is nie, maar dat ek sal ervaar. Jy sien, want Moses het naby aan die bos gekom en nie net gehoor nie, maar hy het ervaar. Hy het iets geervaar wat vanmôre heeltemal anders is. Hy het iets geervaar wat ons vanmôre nodig het. En wat is dit? Ons het daardie vuur nodig om in ons harte weer brandend te raak. Dat ons kan sê, ongeag die omstandighede, of ek al 40 jaar in die woestyn sit of nie, ek gaan doen wat God sê ek moet doen. Want dis wat God wil hê ek moet doen vanmôre. Dis amazing. Moses staan in Egipte dood, vlug woestyn toe vir 40 jaar. God praat in 'n brandende bos met hom. Hy gaan terug op Egipte, laat hy God stuur om terug woestyn toe 40 jaar. As jy vir Moses moet vra, waar bestaan jou lewe? Woestyn, klip, sand, selfde ding. Maar daar's 'n verskil. Die eerste keer het ek gehardloop uit vrees uit. Die tweede keer het ek gehardloop na die vuur toe. Ek het verstaan wat die verskil is. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Jy kan kerk toe kom omdat jy vanmôre in 'n woestyn is, of jy kan kerk toe kom vanmôre omdat jy soekend is na die vuur van die Heilige Gees, omdat jy soekend is na sy krag, na sy sterkte, na die verandering wat dit vanmôre kan bring. Ek en my broer Jaco het op 'n stadium gedink ons is wetenskaplikes. Ek sal nie vergeet nie, ek was standaard 7, hy was in matriek. Toe besluit ons gaan 'n rocket bou, soos NASA. Sluit die kluis oop, ons breek al die patrone oop wat my pa in die kluis gehad het, en daar was 'n klomp, want hulle het voorberei vir iets, ek weet nie wat nie. Ons gooi al die busstryd uit, sit dit daar, en hierdie sit so een van die pype, jy weet hierdie wat die clean wrap of goed in is, maak van 'n mooi put, deel op 'n kompartement, ons neem tot boeke uit, ons wil weet wat dan gaan. En daai middag, toe dus ek vir die bus kry om hom aan te steek, en as ons bang hy ontplof, nou het ons werker so 'n patchy kar, nou sit ons 'n geet so op die kar,
En ons sit hierdie ding so in, en ons gooi so 'n bietjie petrol, want ons is self maar bang, ons weet nie of ons eksperiment gaan flop, of nie gaan flop nie. Ons bak hom so in die hoërskool se saal se venster door, dit was die tyd, en ons wou graag hy moet at least daar uitkom. En ek sal nooit vergeet nie, ons staan, en toe ons hierdie ding hier aan die brand steek, toe hardloop met die vlam, tot by daai ding, en daai vuurpyl kry spoed, en hy begin te hardloop, boor die kaart so, seker nog so 'n meter in die lug, en toe val hy op die grond, en toe sleep hy, en so ver as wat hy gaan, steek hy die gras aan die brand. Ek sal dit nooit vergeet nie, ons het my pa's hier op Plorry dag afgebrand. Ek sal nie vergeet nie, daai aand, het nie ek of Jaco 'n kuif of ooghare of sulke goed gehad nie, want ons moes heel dag vuur doodslaan, want dit is in die Kakiebos ingeval, en dit het nog op begin brand, en hoe hoor dit brand, hoe meer bekommerd was ek en hy gewees, oor die skade wat ons aangerig het, nie meer gewoon oor waar is die vuurpyl, of hoe dit gebeur nie, ons het net gesê, die veld het gebrand, en ons het gaan brandslag. Dit was my pa maas in die Heergaal, ons het net daai gedeelde verder vertel, ons het nie gesê hoe dit gebeur nie, maar wat ek wel kan sê vanmorgen, dis amazing, dat so'n klein vlammetjie, wat achteruit die rocket uitkom, 'n hele veld kan aan die brand steek, en dadelijk toe ek daar aan dink, toe dink ek, Here, ons het nie vanmorgen vreeslik baie nodig nie, ons het vanmorgen 'n klein vlammetjie nodig, wat vanmorgen 'n wêreld aan die brand kan steek, en kan sê, dis die vuur van die Heilige Gees, wat verandering in mense se lewens kan inbring. Ek het daarom begin dink, want ek het 'n paar keer gelees van vuur in die Bybel. Die Bybel sê ek sal julle doop met Heilige Gees en met vuur. Hoekom sê hy dit? Want weet jy wat? Daar's nog Kakiebos in ons oor. Daar's nog dinge wat dormant lê. Daar's nog dinge wat nog nie reg werk nie. Daar's nog dinge wat moet weggebrand word. En weet jy wat? Mag ek vanmorgen die vlammetjie wees met jou in die brand gaan steek. En ek gaan sê, kom by. Weet jy wat? Dit het tyd geword om weer op 'n plek te kom waar ons harte so brandend is. Dat ons nie praat oor die diesel en die petrol nie, maar dat ons sal praat oor, weet jy hoe goed is God vir my? Want waarom? Hy het my gered, hy het 'n poel van vuur uit, maar hy het my voete geplaas op 'n ewige rots, en daarom kan ek vanmorgen sê, ek is vrygekoop. Jy sien, ek het ook iets geleer, is vuur bring styging. Julle dit geweet? Elia en Elisa het gestaan, en daar het 'n perdekar neergekom met perde van vuur, of 'n vurige perdewa, wat tussen hulle neergekom het en styging gebring het tussen hulle twee. En gisterand terwyl ek voor die Here lê, toe begin ek te bid, en ek sê vir die Here, Here, wat wil U vir my hiermee sê? Hy sê, ek wil hê, daar moet skeiding kom tussen jou en sonde. Ek wil hê jy moet verstaan, ek gaan iets inbring, wat gaan skeiding bring tussen jou en die wêreld. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En weet jy wat? Elke een wat naby ons gaan kom, elke aanslag, elke probleem, elke krisis, elke ding, wat nie van God af is nie, sal nie deur die vuur kan kom nie. Maar ek dank God vanmorgen, sy vuur trek 'n laar rondom ons, wat ons beskerm vanmorgen, wat ons toemaak met sy kosbare bloed. Ek weet nie van jou nie, maar ek smag vanmorgen na vuur in die huis van die Here. Dis snaaks dat toe hulle deur die woestyn begin trek, was daar in die nag 'n vuurkolom wat bo hulle was.
voel om in die winter daar in die Kalahari te wees. En in die veld te wees, want ons was kinders, lekker mal. In die somer slaap ons op buite op die sand. Maar die winter, dan soek ons in bed en hy lekker al koud. En ek sal nooit vergeet nie, ons het een aand in die veld verdwaal. En toe maak ons 'n vuur. En toe ons hierdie vuur maak, toe dink ons wel, het liefst gaan ons nie koud kry nie. Het liefst gaan ons warm kry, en ons kan naby hierdie vuur sit, maar wat ons nie besef het nie, is daar die vuur het 'n lig gebring, wat gemaak het, dat ons ouers geweet het, waar ons is. En ek wil dit vanmôre hoor, want weet jy wat? Die Heilige Gees bring 'n vuur, wat gaan maak, dat God se oë altyd op jou kan wees. Dis wanneer hierdie vuur begin brand binne in jou, dat jou lewe in totaliteit kan verander, en jy nie meer is wie jy dink jy is. It's amazing, die Bybel sê, en hulle tonge soos van vuur op hulle gesien, en hulle gegee, en hulle het in alle tale begin spreek, soos die Gees het aan hulle gegee om uit te spreek. En wie wil besef ek, baie mense is stil en teruggetrokke, baie mense is dalk nie uitgesproke en laf nie, maar daar is 'n vuur wat bande breek vanmôre. Daar is 'n vuur wat kettinge wegsmelt vanmôre. Daar is 'n vuur wat verandering in ons lewens kan bring. Daar is 'n vuur wat vanmôre so kan verander, dat ons nooit weer dieselfde sal wees. Die Bybel sê, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek weet nie of het jou, wie van julle het al 'n vuur gemaak nie. Ek glo meeste mans het al 'n vuur gemaak. Daar is iets wat ek nogal agtergekom het met hout veral. Al sit jy 'n blits neer of ietsie, jy kan nie 'n hout alleen neersit en verwag jy met brand nie. Hulle moet twee wees wat teen mekaar lê. En dadelik toe jy dan dink ek, as ons vandag weer die vuur van die Heilige Gees wil terugkry, gaan ons moet leer om teen mekaar te skeer. Gaan ons moet leer om teen mekaar te lê. Gaan ons moet leer om teen mekaar te staan. Gaan ons moet leer om te doen wat God wil hê ons moet doen. Want die Bybel sê dat ons eendragtig by mekaar. Verstaan, wat kan dit in my lewe verander? Die Bybel sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Kan ek vanmôre iets sê? Daar's te veel kerke wat kragteloos is, omdat die Heilige Gees nie welkom is. Daar's te veel kerke wat dood is, omdat daar nie vuur is nie. Ek wil hê met vanmôre iets hoor, want ek het iets besef, en dit is vuur bring lewe. As jy my nie glo nie, wat sê ons altyd as 'n bietjie lui is? Maak so 'n bietjie vuur oor asseblief. Is nog ontstaan so van 'n ou dan van sy stoel af opstaan.
Maak 'n bietjie vuur oor. En weet wat, ek wil vanmôre vir jou sê, dat ek gisterand voor die Here lê, en ek was besig om voor te berei, te sê, Here, ek smag, bring terug die vuur onder die kinders van die Here. Want weet jy wat, vuur is aansteeklik. As jy verby iemand loop, en hy is groen, gaan jy hom niks skade aan doen nie. Sy lewendig is jy hom niks skade aan doen nie, maar boetel en hy dood is, dan gaan jy hom ook in die brand steek. En ek weet nie van jou nie, ek smag vanmôre na meer vuur. Ek smag vanmôre na die vuur van die Heilige Gees. Elke word gebuig, elke gesluit. Wil nie niemand moet rondkyk nie. Sê vanmôre hier sit en sê, Here, ek smag na die vuur van die Heilige Gees. Ek smag na hierdie belewenis binne in my. Steek op jou hand na God toe. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. Ek wil jou vra as jou hand opgesteek, het sal jy saam mee opstaan. Ek wil graag saam klop met asseblief. Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Here, ons smag vanmôre na die Heilige Gees. Ons smag na die uitstorting van die Heilige Gees en die vuur. Here, en elkeen wat vanmôre op hulle voete staan, het vanmôre verklaring gemaak en gesê, Here, ek smag na meer. Ek smag na iets. Ek smag na bonatuurlike krag. Ek smag vanmôre na verandering. Ek smag vanmôre na u genade. Ek smag vanmôre na u liefde. Here, en ek wil vanmôre bid vir elkeen wat op hulle voete staan, dat die Gees van God sal inkom en hulle sal verander in die kosbare naam van Jesus. Here, dankie dat ek weet, al is daar by my nog sonde, of dinge wat nie van God af is nie, u die vuur sal stuur, om dit weg te brand. Here, maar laat ons genoeg hitte sal hê, om 'n feesmaal te kan voorberei. Ek eer u daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem. Terwyl ek die laaste gedagte vir u gee vanmôre, om 4 dae is nogal lekker. Iemand het eendag gesê, ons kom kerk toe 4 dae, ons moet kyk hoe spring die pastoor op en af, sê jy, as oké. Dis fijn. Ek sê julle wys, ek kan nog hoor. Ek is net baie styf, dat ek gister die deur moes hang, en toe voel ek nie, ek gaan nie vanmorgen spring nie, ek gaan net so 'n bietjie rustig wees. Maar wat ek wel vanmorgen vir jou wil sê is daar so 'n plek in die naam van Beelstroom, net nie by Bronkhorst, ek weet nie wie van julle ken die plek nie. Daar's 'n kerkie, en ek wil dit gou met julle deel. Daar's 'n kerkie daar, op Beelstroom se gronde. En dit was hier in vroeë 1900s, toe sien hulle maar die kerk se dak brand. En hulle kry die brandweer uit, hulle ontbied die brandweer kom uit, en toe hulle daar kom, toe hoor hulle, nee, maar as mense nog binne in hierdie kerk, en hulle begin hulle begin in die stop die wa, en begin, jy weet, houses af te rol, en die klas op goed, en hulle hoor die mense in die kerk, en hulle besluit, hulle gaan moet inspring en help, wat hulle hierdie mense kan uitkry, want die kerk brand nie, dit nou sien hulle dit al wat nie. En soos wat die brandweer oukies inhardloop, wat loop die Heilige Gees.
die mense die vlamme gesien, maar daar was geen sigbare op die dak te sien. En toe die geskiedenis staan daar in die kerkie, ek kan het gerus gaan oplees, dit staan daar geskryf in so'n groot plakkaat. En toe ek het lees, Here, mag die mense hierdie week die vuur van God sien op Boksburg-Noord se kant. En dis my begeerte, dat ons weer hierdie vuur in ons lewens sal kry. Ek weet nie vir jou nie, maar ek wil nie 'n koue Christen of 'n lou Christen sien. Ek wil aan die brand wees vir die Here. Amen? Halleluja. Dankie. Kom ons staan saam vir die laaste lied, die broers en genaam by die offer aan die Here kan voor u kom asseblief. Lei my, Here, lei my, Here, lei my na die waters, het water is soos 'n boom, geplant by waterstroom, by vruchte weer van Jesus op die Baie dankie vir die wonderlike diens vanoggend. Dankie vir die amazing pastoor wat jy vir ons gegee het. En vir ons asseblief wees net met elke persoon hier, lei ons in die wil. Help ons om altyd die eerste te sit, bo ons gedagtes, bo ons emosies, bo ons wil, maar laat net die wil sal geskied. Ons is baie lief vir Here Jesus. Ons bid dit in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Amen.